Psalm 16 vers 8. I have set the Lord continually before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Ek is Aniek Neetling, ek is 36, ek is 'n haarkapster in Bloubergstrand en ek is nou al amper 14 jaar gelukkig getroud met SJ Neetling. Ek en SJ is in 2010 getroud. En ons het so 2 maande voor die troue toe vind ons uit hy het kanker. Hodgkin's lymphoma. Dit is 'n tipe klierkanker. En dit was nogal so 'n groot skok want hy was 28, jonk, so fiks, aktief, weet, so laaste ding wat 'n mens verwag. En ja, toe die dokters begin toets doen om te kyk hoe ver dit versprei het. Hulle kon nie biopsie doen, maar hulle kon nie baie van die kanker uitsny nie. Dit het in sy nek begin. By die klier hier, so hulle kon nie baie uitsny nie. Dit was te gevaarlik. So ons het toetse gedoen om te kyk hoe ver dit versprei het en nie lank na dit nie het hulle met chemo begin. En toe het hulle ook 'n paar sessies radiasie gedoen. En ja, dit was het was maar 'n proses. Hy was baie positief. Hy was verskriklik positief van dag 1 af. Ek moet sê ek dink op 'n stadium het dit gevoel hy dra ons almal deur die proses want ek bedoel as jy die woord kanker hoor, jy skrik. So hy was so positief. Hy het dit so goed hanteer. Ek dink selfs baie kere wat hy vir ons positief gehou het wanneer ons vir hom moes gehelp het, maar ja, hy het dit so goed hanteer. SJ is nou 13 jaar in remissie, so ja, baie opgewonde, dankie Jesus vir dit. En ons het toe besluit so 2 jaar na die troue om met 'n gesin te begin. Ek was buite myself opgewonde, ek kon nie wag om 'n mamma te wees, dit is my grootste droom. So dit was, ek was baie opgewonde om uiteindelik nou daai droom te kon laat waar word. En ja, ons het begin probeer, baie ernstig, ons gaan nou probeer, ons gaan nou 'n gesin wees en so jaar het verbygegaan en almal het net gesê wees geduldig, dit sal gebeur wanneer dit moet gebeur en ons is rustig gewees. So 2 jaar na dit toe het ek ginekoloog toe gegaan en hy het ook gesê alles is fyn, daar's nie foute nie. Ons het vir SJ laat toets en daar's nie fout gewees nie. Almal was eintlik verbaas want toe SJ met die chemo begin, niemand het ooit vir ons gesê dit speel 'n rol, die chemo speel 'n rol met infertility nie. So ons het toe by die dokters, ons was by 'n paar dokters gewees en almal het net gesê alles is okay, julle is jonk, weet hou net aan probeer. Ons het op 'n stadium by Tygerberg Hospitaal by 'n dokter gekom wat IVF doen en hy het vir ons gesê nee, dis nie nodig nie, daar's nie fout nie, ons is nog jonk, jy weet, moenie hou aan met jou vitamiene, moenie baie senuwees wees nie. Dit was jaar na jaar, dokter na dokter. En dit was moeilik want almal sê vir jou net bly positief en moenie daaraan dink nie. Almal sê vir jou moenie net daaraan dink nie. En dis alwaaraan jy dink maand na maand. Jy kan nie aan iets anders dink nie al wil jy. So ja, toe ons het 8 jaar probeer voor ons toe nou hulp gekry het. Ons is toe op 'n stadium baie moedeloos weer na my ginekoloog toe en ons het toe vir hom gesê okay, dit is nou al lank. Jy weet wat nou. Ons het ook 2 keer artificial insemination probeer wat ook nog nie gewerk het nie. So toe het my ginekoloog vir my verwys na 'n professor toe by 'n groot skierhospitaal. 8 maande se wag om daai afspraak te kry. En toe het ons die professor gaan sien. Sy's baie dierbaar gewees en ook net vir ons weer gevra, verduidelik, jy weet hoe lank probeer ons, wat het ons al probeer. En sy het toe ook nie lank gevat nie, toe sê sy ons sukkel met hulle noem dit
unexplained infertility. So sy het verduidelik, die tegnologie van vandag is nog nie so gevorderd dat hulle vir ons kan sê hoekom ons nie self kan swanger raak nie, maar dit kan net nie. So toe sy vir ons verduidelik en gesê die enigste uitweg is IVF. En ons het toe huis toe gegaan, baie gebid, want al gaan jy deur die staat, dis maar nog steeds 'n klomp geld. En ons het net gebid en ons het toe gegaan en 'n Go Get Funded page oopgemaak. En ons is so gebless, ons het geld ingesamel, mense het vir ons gebless met geld en ons het toe die IVF proses begin. En hulle het Februarie die embryootjie ingeplant en ons het weer baie gebid. Want daar's 'n klomp mense wat 'n paar keer deur daai proses moet gaan. En ons was baie gelukkig want ons het op die eerste probeerslag het ons swanger geraak met 'n seentjie, Ernst. Hy is nou 3. En ek kan nie genoeg vir Jesus dankie sê nie. My grootste droom het waar geword. Ek dink die swaarste tye was om God te vertrou. Jy weet, dis vreeslik moeilik, want jy gaan deur soveel emosies, jy gaan deur teleurstelling, jy gaan deur woede. En die maklikste is om vir God kwaad te wees, want jy voel net, hy is in beheer. Hy is dan die een wat alles moontlik kan maak. So ek dink, ek was vir lank baie kwaad, baie negatief. So, daar was baie moeilike tye gewees. En ek dink dit was ook moeilik vir die mense om jou, want niemand weet regtig wat om vir jou te sê nie. Jy weet, daar is nie eintlik iets wat mense kan sê nie, want om vir jou te sê, maar wag net, God se tyd is die regte tyd. Ek weet dit. Ek weet sy tyd is die regte tyd, maar jou vraag bly, hoekom is dit nie nou sy tyd nie? Jy weet, jy wil weet hoekom nie nou nie, Here, want almal om my raak swanger. En ek dink dit was op 'n stadium baie moeilik, want dis later aan alwaarop jy fokus. Jy stap by 'n mall of by 'n gebou in en dadelik sien jy net almal is swanger. Jy weet, jy sien nie die ander mense raak nie. Ek het die eendag toe stap ek in en ek sien net weer so 3 swanger vrouens en dit was naby aan toe ons nou al so 8 jaar probeer het. En ek stap en ek sê, Here, jy is nou so spiteful. Dit is nou so onnodig. En jy's net daar dat ek besef wat ek sê. Ek het regtig vir die Here gesê, ek is so jammer. En weet, toe ek begin bid dat hy moet my hart verander. Hy moet my, jy moet my gesond maak. Help my om die ander goed in die lewe raak te sien, want jy begin blind raak vir die ander goed in die lewe. Ek dink, as mens terugkyk nou, jy weet, ek dink, die enigste ding, of die belangrikste ding om te onthou is net, don't let go. Moenie God se hand, moenie los nie. En moenie jou oë van God afhaal nie, want as jy dink waardeur jy gaan is moeilik, imagine om dit sonder God te doen, want dit is eintlik maar net naby aan onmoontlik. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.